Amen. Hierdie hele maand bedien ons oor van oorgawe na gesag. En ons het laas maand bedien, die tema was, laat die koninkryk, laat die wil geskied en laat die koninkryk kom. En ons was by die plek wat ons moes sê, Here, ek laat my koninkryk gaan, laat u koninkryk kan kom. Here, ek sit my wil onder u wil. Amen, dis die beste plek. Wie van ons weet dat ons almal kan baie planne maak? Wie hou van planne maak? Waar is die mense wat planne maak? Julle is hier, so ek ken 'n paar van julle. En ek wil hierdie stukkie vertel en net so 'n bietjie uit ons familie uit. Ou Kersdag, nou 'n hele geruime tydjie. En ek gaan kom by die nuwe tema. Het ons hierdie beplanning gemaak dat vir Kersfees gaan ons nie die tradisionele manier gaan nie. So nou ons familie is groot. Ons laat so 30 tot 40 mense by mekaar op so 'n dag. So ons tannies, die dames, jy weet, begin al vroeg planne maak, wat ons nie wil doen nie en rondstaan nie. En die manne in die familie het op 'n tyd het hulle gesê, kom ons braai, maar hulle het ook besef, dit vat te lank. Dan voel dit nou nie soos Kersdag nie. In elk geval, en Wian besluit lank voor die tyd, hy gaan iemand kry wat vir ons 'n spitbraai gaan doen. Ons is almal gelukkig familie. Daar's vleis, daar's slaaië, daar's al die dinge wat ons sê, dis reg vir ons vir Kersdag, dis nou vir laas jaar. En 'n hele tyd voor die tyd sê ek, Wian, is jy seker? Is dit reg? Jy weet, ons maak seker. Nee, ek ken die mense, dit is reg so, dit ding is reg. Ou Kersoggend. Nou, as u familie het, jy weet, families WhatsApp mekaar eintlik. Maar nou kry ek 'n WhatsApp wat sê, Lanzel, kan ek jou gou bel? Nou, is jy alleen? Is jy alleen? Jy weet mos, as jy daai oproepe kry van jou familie, daai boodskap, en dis toe van Pastor Tasha, en ek weet, hier's moeilikheid, hier's iets, ek sê nie, ek is alleen praat, maar ek bel, sy sê, jong, hierdie spitbraai besigheid, dis ou Kersdag, sy sê, en sy verduidelik julle situasie, en dit het gekom daarop, dat dit kon nie meer gebeur nie, die persoon wat dit moes doen, daar was 'n krisis. Nou begin ons inskop met planne, maar net 3 van ons in die familie weet, 4. Hier is 'n uitdaging. Net 4 van ons weet. Die res van die 36, hulle weet nie. En ons begin planne maak, en ons begin kyk, wat het ons hier, en wat het ons daar, en ons begin rondhardloop, en rondbel, en ons laat wiel. En ons het 'n hele magtige plan. En op die ou en toe kom, jy weet, die Here darm vir ons deur, en Wian kry darm iemand anders om die spitbraai te doen. En alles het goed gegaan, ons het 'n wonderlike Kersdag gehad. Maar ek het besef, hoe vinnig kan die mens planne maak. En wanneer dit kom by die Here se dinge, nou nie by die spitbraai nie. Jy kan nie net sê, Here, sort u dit uit, ek dag môre op vir u verjaarsdag nie. Wanneer dit kom by geestelike dinge, die planne wat die Here vir ons het, is dit beste, dat ons die woord ken, en in sy wil kom. Dat ons kan sien, dat dinge werk dan uit vir ons. Is dit nie so nie? Hy het die beste vir jou in stoor. So laas maand het ons weer geleer, en weer 'n kwaliteitsbesluit gemaak, om te sê, Here, ek gee oorgawe. En hierdie maand praat ons oor gesag. So ons het in die plek gekom waar ons oorgegee het, maar nou hierdie maand praat ons van oorgawe na gesag, en dan neem jy dit terug. En ek het nou die aand by een van die selle, het ek net hulle gaan bemoedig, en dit was wonderlik, en ek het hierdie ding genoem, dat jy kyk na Gideon in die boek van Rigters, en jy kyk na Rigters, en jy kyk na Israel, en jy kyk hoe het hulle stede in besit geneem voor dit. Hulle is in die beloofde land, hulle neem stede in besit, dinge gebeur. Maar net daarna, vir 7 jaar, laat hulle toe, dat die vyand elke oestyd van hulle kom steel. En die woord verduidelik, hy sê, hulle kruip in die grotte weg. Hierdie magtige mense, hierdie mense wat stede gevat het, wat vyande oorwin het, skielik, en jy kan gaan lees, as gevolg van ongehoorsaamheid. Skielik vir 7 jaar, kruip hulle weg as die vyand kom om te steel.
En dit laat jou dink, so dis moontlik, dat iemand so kragtig in die dinge van die Here kan wees, en dan in daai situasie kan wees. Maar dis nie God se plan vir ons nie. Hy sê in sy woord, dat ons is meer as oorwinnaars. Die woord sê dat groter is hy, wat in ons is, as dit wat in die wêreld is. En is dit nie so nie, baie keer voel ons, dis am groot hier buite, maar ons vergeet, groter is hy, wat in ons is, as dit wat in die wêreld is. Maar ons moet leer, om dit wat ons gekry het te gebruik. Amen, wie weet dit? Ek het 'n treadmill by die huis, ek het vir hulle donderdag aand gesê. Nou, ons welkom ook al ons kruiskyk familie, aanlyn familie. Ons het 'n treadmill by die huis, en ek het my man gesmeek om vir my 'n splinter nuwe een te koop. En hy het vir my gesê, Lansel, ek ken vir jou. Jy soek 'n treadmill, maar ek weet aan nie. Ek het gesê, JJ, dis nie waar, jy gaan sien. En hy koop vir my die treadmill, en hy slaan hom mooi op, en ek het die treadmill seker al vir 2 jaar. En ek moet eerlik wees vandag met u, ek bely. Soos u kan sien, ek was seker 2 of 3 keer op hom. En elke keer gaan ek in 'n heilige tyd in, en ek begin bid, en ek loop en laat wiel. Hoekom noem ek die treadmill? Die Here sê in sy woord, hy sê vir ons, en kom ons gaan na Lukas toe, van Lukas 10. Hy sê, Jesus sê vir ons wat hy vir ons gegee het. Maar dis altyd ons keuse, of ons gaan gebruik wat God ons gegee het. En dis die verskil. As ons nie gebruik wat die Here ons gee nie, dan sien ons nie die tipe resultate wat sy woord sê ons kan kry nie. So baie mense sê dit werk nie. Nee, jy het dit nie probeer nie. Jy het dit nie beoefen nie. Jy het dit dalk nie gedoen nie. En in Lukas, kom ons gaan na Lukas 10 toe. En ek lees die Afrikaans, en vanaf ek hou van vers 17, want ek wil dit verduidelik, wat is gesag? En hier kom die 70, en die disippels het vir lank geoefen, om demone te kon uitdryf. So, daar's hoop vir ons, amen. En hier kry hulle dit reg, halleluja. En hulle is so opgewonde. Hulle kom na Jesus toe, en hulle sê vir hom, Here, tot die demone hulle onderwerp hulle aan ons in u naam. En hulle is excited. En Jesus antwoord hulle, en hy sê vir hulle in vers 18, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Jy sien, ek kan dit nie in Engels as ek bedien dit sê nie, dit in Afrikaans praat hy so. Nou sê hy, dis wat u het. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene te trap. Nie om te kyk nie, nie om weg te hardloop as die probleme kom nie. Amen. Hy sê, ek gee aan julle die mag, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Is dit nie wonderlik nie? Nou, by van die kampusse is in areas waar daar baie witchcraft is. So hulle is lief as hulle uitkom vir gebed om te sê, pastoor, bid, in my straat is 'n toordokter. In my straat is 'n sangoma, en jy kan sien, hulle gaan in vrees in. En ek moet hulle herinner, die Here het vir jou die mag gegee. Hy het vir jou die krag gegee. Amen. Hy sê, oor al die krag van die vyand, en hy sê, niks sal julle ooit skade doen nie. Nou ons kan sê, maar daar is baie keer skade. Dis omdat ons soms nie so wakker is vir wat aangaan nie. Ek glo dit. As ons begin die autoriteit gebruik wat die Here ons gegee het. Dis soos as ek nie op die treadmill gaan klim nie, dan gaan ek nie die resultate hê wat die boekie my beloof nie. Halleluja, ek kan vir almal vertel ek het die treadmill. Ek vertel dan vir u. Jy kan vir almal vertel jy het dit ontvang. Maar as jy dit nie gebruik nie, as jy dit nie beoefen nie, as jy dit nie gaan in jou lewe gebruik nie, jy sien die woord werk nie net in 'n kerkdiens nie. Hy werk by jou huis. Hy werk in die kar. Hy werk by die werk. Halleluja. Ons moet hom gebruik, die woord. Is dit nie wonderlik nie?
En nou sê Jesus hierdie stelling, en ek gaan terugkom na die skrif toe. Hy sê, maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Wat? Ons oefen al so lank. Ons kry dit reg. En Jesus herinner hulle aan dit. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. Wat hy doen is, hy herinner hulle dat dit kom eintlik uit verhouding met God uit. Dit kom omdat ons 'n verhouding met God het. Dis nie in onsself nie. Kom aan iemand. Daar's tye wat ons sê, Here, ek het nie die krag nie. Maar nou sê die woord, as ek swak is hy sterk. Amen. Daar's kere wat ons sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Nou sê, wie ook al in 'n situasie is, dat hy bid vir wysheid. Ons moet bid vir wysheid. Ons het alles ontvang wat ons nodig het vir hierdie aarde. Is dit nie so nie? Kom, julle ken mos, hoe vinniger julle amen, hoe vinniger maak ek klaar. Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Wie is die kinders van God? Hulle wat gelei word deur die Heilige Gees. Woe! Wonderlik! Nou wat is daai gesag wat jy ontvang het? Dis die woord exousia. Dit beteken gesag, autoriteit en reg of gedelegeerde mag. Hoe werk gesag? Hoe werk gesag? Die gesag wat die Here ons gegee het, deur ons mond. Ons spreek die woord. Ons spreek verandering oor dinge. Ons skuif die berge. Amen. Halleluja. Maar jy moet weet wie in jou is. En jy moet weet in wie is jy. Halleluja. Ons moet weet wat ons glo. Want jou glo gaan bepaal hoe jy praat. Jou glo gaan bepaal hoe jy wandel. Jou glo gaan bepaal watter resultate jy het in hierdie lewe. Kom aan, iemand help my. Halleluja. Maar dit kom deur om te weet, dit is die Here wat dit gee. Neem gesag oor 'n situasie. As dit teen die woord van die Here is, neem gesag. Sy vyand jou werke is verbreek. Halleluja. En spreek die woord van die Here. Ek wil mense bemoedig om op te staan in die krag van die Here. In die woord van die Here. In die autoriteit wat jy ontvang het. Halleluja. Ons gaan nie net sit en kyk hoe doen die vyand sy dinge soos in die Rigters nie. Halleluja. Ons gaan opstaan in die krag van die Here. Elke dag. Nie net Sondag nie. Kom aan. Elke dag. Tot 'n donderdag gaan jy reg wees. Dit is belangrik. Efesiërs 1 vanaf vers 19. So, wat het ons? Ons het daai sprekende, ons kan die autoriteit spreek. We have commanding power. Ons spreek dinge in vervulling. Waar die vyand geopereer, nee, ons spreek nou lewe. Ons spreek nou genesing. Ons spreek nou lewe in hierdie land. Ons gaan nie saamstem met die probleme nie. Kom aan. Iemand moet opstaan soos 'n Gideon. Halleluja. Iemand moet opstaan. En ek wil u herinner, groter is hy wat in jou is as dit wat in die wêreld is. Jy kan net verander wat jy nie aanvaar nie. Halleluja. Efesiërs 1 vanaf vers 19. En hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Onthou, jy het daai autoriteit gekry om op slange en skorpioene te trap. Wat beteken dit? Slange, die leuns van die vyand. Hy kom in jou gedagtes en jy's vandag vol krag en vuur. Dinsdag. Iemand bid vir my. Want daar's 'n geveg. En hy kom met sy leuns. Wat is sy leuns gewoonlik? Nie net jy is nie dit nie. Hy sê, is jy regtig dit? Hy kom met vrae. En dis hoe hy sy leuns in ons lewens probeer indruk. Die Here het vir jou dit gesê en skielik is daar iemand wat iets sê en dit wil twyfel by jou bring. Vat dadelik daai gedagte vas. Amen. So die slange is die leuns van die vyand. Dis wat dit voorstel. Die skorpioene is daai pyn wat die lewe ons gee.
Kom man, ons almal het al deur pyn gegaan. Ons almal weet wat dit is om pyn te voel. Daai steek van 'n skerpioen. Die teleurstellings. Ons ken dit. Maar ons het gesag oor die werke van die vyand. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê die uitnemendheid grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele bo alle owerheid en mag en krag. Dis die Here wat ons dien. Nie eendag as hy weer kom nie, dan gaan hy die vyand kom uitsorteer. Nee. Aan die kruis, toe hy sê, dit is volbring. Amen. En ons het krag ontvang, familie. Ons het daai gesag, ons het daai autoriteit, maar ons moet dit begin gebruik. Halleluja, dis 'n goeie tyd om te begin. En wanneer jy dit reg kry, moenie net bly in daai oomblik nie, wees bly, jou naam is geskryf in die boek van die hemele. Is dit nie wonderlik nie? Wees bly, jy het 'n verhouding met die Here. Wees bly, jy's in hom, halleluja. Musikante, u kan maar kom asseblief. Hy sê, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. So u kan sien, dis die naam bo elke naam. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Halleluja. Dis die Here wat ons dien. Amen. Maar ons moet tyd met die Here spandeer. Daai verhouding, ken die woord. Ken die woord. Ek terg altyd daar by een van die ander kampusse, dan sê ek, baie van ons mense kan nie eers 'n derde taal van die land praat nie, maar hulle kan al Koreaan praat en Chinees. Want hulle kyk heeldag die K-dramas en die C-dramas. Hulle kan nie eens 'n derde taal van die land praat nie, maar hulle kan al daar oor die water gaan haal hulle daai tale. U sien? Die Here wil ons gebruik hier, waar jy is. Maar ons moet afskud die leuns wat die vyand sê, jy's nie goed genoeg nie. Ons moet daai leuns afskud wat die vyand sê, nee, dis nie jou jaar nie, dis nie jou dag nie. It's your day. Die Here het 'n plan vir ons almal. En dis wat hy vir ons wil doen. Maar as jy nie dit gaan beoefen nie, gaan jy nie die resultate sien nie. Amen. Doen die woord. Glo die woord. Spreek die woord. You have commanding power. En ek gaan afsluit met hierdie verhaal en ons gaan vir mense bid. 'n Paar jaar terug bedien ek 'n boodskap, staan op. En al ons meeste van ons kampusse was nog in Afrikaans en daar's 'n gedeelte wat in die boodskap wat ons bedien en ek begin skree, staan op, want die Here het ons geroep om te staan. Amen. Die Here het jou geroep om te staan. As sal die regverdige hoeveel keer val? Elke keer rig die Here hom op. Is dit nie so nie? Die Here het jou geroep om te staan. Halleluja. En ons oudste broer daai jaar, is 'n hele paar jaar terug. Hy word siek. En ons gaan deur Oudtshoorn toe. En die Here sê vir my, voor ek gaan, hy sê vir my, vat die kaset, nog kasettye hoor, so dis 'n rukkie terug. Halleluja. Ek vat die kaset saam. Die Here sê vir my, vat die kaset saam van die preek. En ek vat dit saam en ons kom by die huis en my broer is in 'n toestand, hy's nie by nie, dit gaan nie goed nie, en jy weet mos wat die dokters ook sê altyd. Amen. En die Here sê vir my, sit die kaset in. Maar nou, my menslike redenasie, my broer is aan nie by nie, wat gaan dit help? Jy sien, ons menslike redenasie wil inskop. Jou menslike redenasie kan in die pad staan tussen jou en 'n wonderwerk. As dit word gelei deur die Gees. En ek sit die kaset in, en ek sit hom sommer lekker hard, my sussie. En ons is binne in die sitkamer, die familie, want my broer is mos nou nie, hy is in 'n toestand. Ons is daar binne, ons as 'n familie praat en so aan. En ons kuier en so aan, en ek loer so nou en dan in, en die kasetjie gaan aan, en later van tyd, nou sit ons hier. Nou die dokter het gesê, sy brein is geswel, en die hele storie.
En ons sit hier in die sitkamer, die volgende oomblik storm die broer van ons daarin. Hy sê, wie roep my? Wie het gesê, staan op. En dit kom by die gedeelte met die kaset waar die geskree, jy weet, en ek skree, staan op. En hy hoor dit in daai toestand. En hy vra vir ons in die sitkamer, wie het gesê, staan op? What was that? Dis daai woord. Jy sien, daai woord wat hy moes hoor in sy toestand. Jy dra 'n woord in jou, wat mense moet hoor wat in toestande is. En die woord wat ons dra in ons binneste, gaan vir mense deurbrake bring. Kom aan familie, ons is nie net gered vir onsself nie. Halleluja. Ek wil vir jou sê, jy's iemand wat die wêreld kan skud. Julle sit hier vanmôre. Jy kyk vir ons aanlyn. Halleluja. Jy dra 'n woord aan die binnekant van jou. Nie in jou eie krag nie, want Jesus herinner ons. Ja, ons het die 70. Ag, wat is dit? Ek het die duiwel soos 'n bliksem sien sal val uit die hemel uit. Ons verhouding met die Here. Die vyand is agter die saad wat die woord is in jou lewe. Baie mense dink hy's agter hulle destinasies aan, nie direk nie. Miskien indirek. Hy's agter die saad, sê die woord. Die saaier saai die woord, en dan noem hy, hoekom hy om te steel, die voëls, die goeters. Daarom as jy in 'n diens kom, ontvang die woord met sagmoedigheid, sê die skrif. As 'n mens in 'n diens kom en jy kom sit en jy dink, ag, ek wonder wat kan hulle my leer vandag? Gaan jy nie lekker ontvang nie. Maar ek is hier vanmôre om vir u te sê, u te woord aan die binnekant van jou. Jy die gees van die Here is aan die binnekant van jou 24 uur van 'n dag. Dis kragtig. You've got it. En jy kan op slange en skorpioene trap. Is miskien vanmôre in hierdie plek en jy gaan deur 'n ding, miskien fisies in jou liggaam, miskien in jou finansies, in jou kinders, in jou huwelik, wat ook al. Neem jou gesag op. En nie gaan skree op hulle by die huis nie. Jy kan nie vir hulle nou sê, staan op. Jy vat gesag en jy trap op slange en jy trap op skorpioene en jy herinner die vyand, jy het mag oor sy werke, oor al sy werke, sê die skrif. Jy sien, die Here moes 'n Gideon oprig, 'n dapper held wat nie geweet het hy is so dapper nie. Maar ons mis 'n puntjie as ons die verhaal lees. Die res het weggekruip in die grotte, nie Gideon nie. Hy was the wine press. So dit beteken, hy was tog dapper, hy was nie waar die res was nie. Hy het 'n kans gevat. Jy sien, van u moet 'n kans begin vat met die woord van die Here. Jou oë is gefestig op Jesus. Geen atleet kan bly hardloop en na jou voete kyk nie. Meeste mense kyk te veel na die probleem. Jy kan nie lekker hardloop so nie. Kom aan, ons wat al bietjie gehardloop het. Ek het hardloop nie meer op die treadmill nie, maar ek het hom gehardloop vroeër jare. Dankie Here. Van u sê, Lansel, die treadmill is my eerste keer wat ek ooit gehardloop het. Prys die Here. Maar in die gees hardloop jy. Die vyand wil jou laat glo, jy gaan dit nie maak nie. Hy wil jou laat glo wat die leuns is. Maar God se woord vandag is die waarheid. Die konstitusie van die hemel is die woord. Daarom bid die woord. Spreek die woord. Sê berg, jy skuif uit my pad uit. Halleluja. En jy sê ek gaan nie ophou tot jy skuif nie. Jy kan maar move. Vanmôre wil ek met mense bid. Jy sê jy neem gesag. Jy gaan nie net sê it's not okay. Daar's dinge wat neem gesag. Spreek lewe oor jou liggaam. Wie het gesê op 60 moet dit gebeur? Wie het gesê op hierdie ouderdom moet dit gebeur? Wie het gesê?
Jy moet mos soos 'n palmboom wees, reg? Hulle kyk my soos as Pastor Gustaf sal sê, soos 'n nuwe koei na 'n ou hek. Vanmôre wil ek bid saam met mense. Ons het gesag omdat ons in Jesus gesag het. Ons het verhouding met die Vader deur Jesus. Dis tyd, familie. Ek is opgewonde. Hier's mense, dis jou tyd. Dis jou tyd. Ek het vir jou goeie nuus, jy hoef nie te wag vir die volgende konferensie nie. Jy hoef nie te wag tot volgende jaar nie. Vat die woord. Neem gesag. Jesus sê hy gee dit. Vanmôre as dit u is en u sê vanmôre, ek neem daai gesag op. En ek gaan my mond begin oopmaak en ek gaan in die geesteswêreld begin sê wat die Here sê. Ek gaan begin doen wat die woord sê ek moet doen. Sulke mense vanmôre wil ek nooi om te sê, staan saam met my. As dit jy is vanmôre, jy sê, dis ek daai. Dis ek gee nie om wat die situasie, ek gaan die woord vat vanmôre. Ek gaan hierdie woord doen, want 'n man wat die woord hoor en doen, is 'n wyse man. Die ou wat die woord net hoor, maar hom nie doen nie, is 'n dwaas, sê die skrif. Net omdat jy Jesus ken, beteken nie jy bou op die rots nie. Dis hy wat die woord hoor en doen. Gaan lees die skrifte. Halleluja, is ons gereed vanmôre. Kom ons steek ons hande op, jy's mos meer as 'n oorwinnaar, 'n kampioen. Vader, vanmôre in hierdie plek, ek is in 'n huis van kampioene vanmôre. Here, hier's arende wat gaan styg bo die storms. Ek dank U vanmôre, Vader, dat daar's ook storms wat nou gaan stil word. Halleluja. Ek dank U, Here, dat die God van die deurbraak is vanmôre hier om vir mense daai deurbraak te gee. Here, ek dank U vir geloofsmense wat in hierdie plek opstaan en die woord van die Here begin vat en begin hardloop en soos Paulus kan sê, hey, ek het my wedloop volëindig, ek het die geloof behou, ek het die goeie stryd gestry. Here, ek dank U dat mense vanmôre in hierdie plek opstaan, Here, want U is goed. Halleluja. En as 'n familie vat ons vanmôre ons autoriteit op in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek spreek deurbrake oor mense. Kom aan, daai situasie wat vir jou so onmoontlik lyk vanmôre. Kom, as dit jy is vanmôre. Halleluja, Here, ons staan op U woord. Ons praat met daai berge. Ons spreek lewe oor dooie situasies. Ons dank U, Here, U Heilige Gees, lewend makende Gees vanmôre. Die woord van die Here regeer. Ons sal nie bang wees nie. Ons is nie mismoedig nie. Ons is nie moeg nie. Ons is, Here, ons is reg vir aksie vanmôre. Dankie vir die woord, Here. Waar ons gaan, sal atmosfere verander. Waar ons gaan hierdie week, sal lewens verander. Want ons weet, as ons kan glo, is alle dinge moontlik. In die naam van Jesus. Amen. Kan ons die Here die grootste prys? Kom aan vir daai autoriteit. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Kom aan vanmôre, jy neem daai autoriteit, jy maak 'n besluit. Halleluja! Yes, Jesus. Halleluja! 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 Kan jy bietjie saam met my sê amen, 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 amen. Kom aan, sê dit vanmôre. Amen, 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 amen. Dit beteken so sal dit wees. Kan ons nog so 'n paar keer sê amen, amen. Net so hoor jouself. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Amen. Dankie, Here. So sal dit wees. Amen. Amen.
Amen. Ons as aan die, hoe sê hulle, aan die brand vir die Here. Amen. Die woord. Moenie toelaat dat die vyand die woord steel in jou lewe nie. Jy kan verklaringe maak oor jou lewe. Vanmôre voor ons hierdie diens verdaag. Ek is opgewonde vir u familie. As enige iemand is vanmôre wat sê, bid saam met my. Ek ken nie Jesus nie. Ek hoor van hom. Ek is 'n kerkganger. My ouma, my ma, my pa, hulle dien die Here al jare, maar miskien is jy vanmôre hier en miskien kyk jy ook aanlyn. En jy sê maar, ek het nog nooit die Here, die meester van my lewe gemaak. Ek het hom nog nooit my redder gemaak nie. As enigiemand is vanmôre wat sê, bid saam met my. Ek wil gered word. Ek wil die Here ken. Wil ek vir jou vra, kom vorentoe dat ons saam met jou kan bid. Dis die beste besluit van jou lewe. Beste besluit. Ek doen baie begrafnisse en ek maak hierdie stelling. Baie mense moet sterf dat hulle families ons nou die inheritance kan kry. Maar Jesus sterf dat jy vir ewig kan lewe. My uitnodiging voor ons gaan is daar mense wat siek is vanmôre. Jy sê, Lansel, bid saam met my. Ek het genesing nodig in my liggaam. Wil ons vra dat jy kom. Ons gaan vra dat die mense wat siek is kom vanmôre. Ons wil saam met jou bid. Ek kan getuig by van die kampusse, daar's mense wat tot AIDS gehad het. Hulle kom met getuienisse en die papier is gesond. Ons sien wonderwerke die hele tyd. So niks is onmoontlik by die Here nie, as jy kan glo. As jy kan glo. Die Here het ons senior pastoor aangeraak. So vanmôre, as daar enigiemand is wat sê, bid saam met my vir genesing, kom asseblief. Amen. As daar mense is wat ook sê vanmôre, ek het gebed nodig, ek het die woord gehoor, Lansel. Maar voor ek huis toe gaan, bid saam met my. Bid saam met my. Bid saam met my. Amen, ons wil saam met jou bid vanmôre. Ek gaan vir oom Lukas vra om vir ons die diens af te sluit, maar as jy gebed nodig het, moenie huis toe gaan nie. McDonald's kan wag. Die hoender en die aardappel, hulle kan beklei nog al by die huis. Maar jy gaan nie huis toe sonder gebed. Jy moet jy uitstap met, voel jy's 'n oorwinnaar. Jy het jou styk gekry. Want dis God se plan vir ons. Ons dien 'n goeie Vader. Amen. Vader, wat 'n kragtige woord vanmôre deur die diensmaag. Here, ons eer U omdat U waardig is. Dankie Here vir 'n oggend soos hierdie op Vrouedag. Het die woord van U tot ons hart bereik. Here, en ek sê vanmôre vir U dankie vir die lewendige woord vanmôre. Here, so wil ek vanmôre bid elke vrou vanmôre. Here, in hierdie diens dat U hulle sal oprig. Here, met wysheid en insig en kennis, my God, Here. Here, want U het hulle iets in hulle hande gesit, van hulle is geseën. Here, so sê ek vanmôre vir U dankie. Here, die woord wil vanmôre werk bonatuurlik, Here, in hulle lewens, my God. Vader, ons eer U. Wonderbaar is U. Here, ons het gesing, my God, Here. Elke knie sal buig. Here, en elke tong sal bely. Here, I surrender today in the name of Jesus.
En so sê ek vanmôre vir die dankie. Here, seën elke vrou vanmôre. Here, selfs hulle wat vanmôre, my God, op ander kampus, die predikers, Here, die woord sal bedien. Bekragtig hulle bo-natuurlik, Here, dat die salwing van U, Here, sal vloei van die altaar in Jesus naam. Amen.